30 had strayed south on the ocean current. Smith predicted... Yeah. All I need is to know how to get in touch with you so I can get... Sarah was on one side of the divide. Her parents were on the other. But operator, it was just busy a minute ago. Thanks. Oh, first my purse, then my hat, then my watch. What next, my... Sounds like you had a better day than me. Than I. Than most of us. Amper tyd vir ons romantiese speelfilm An Officer and a Gentleman. An enthusiastic salute to the Naval Air Corps starring Richard Gere, Deborah Winger and Louis Gossett Jr. We have a change in our schedule on Sunday nights. The movie Breaking Point is replaced by the film Fury. It's the story of an innocent man who's arrested for kidnapping. His death seems certain when a lynch mob attacks the jail. You, come on, get out. What am I suspected of, anyway? I got a right to know. Sure. Me? Well, that's the craziest thing I ever heard. That'd fit 1,000,000 men. Has the sheriff phoned my brothers yet? Well, I don't know, but you'll hear something one way or the other in due time. Sheriff, we want to talk to this Wilson guy. Boys, keep out of this. There's no positive proof that the man you want to talk to is guilty. They got somebody they suspect of that kidnapping at Strand. A fella named Joe Wilson. And the mob there is trying to make him confess. Joe Wilson? What? Joe, that's impossible. What are you looking for, the Peabody girl? Get back! Right back! Fury on Sunday at 8 minutes to 11 stars Spencer Tracy and Sylvia Sidney. Fred Dryer is sondaande hier op 2, 3 en 4 te sien in die titelrol van 'n program waarvan die letter H 'n leidraad is vir blok 1 vir hierdie maand se Ituba Kyk en Wen kompetisie. The letter H appears in the name of a program title in which Fred Dryer portrays the lead here on 2, 3 and 4 on Sunday nights, and is also the clue for Block 1 in this month's Ituba Watch and Win competition. This smile, this tummy, this feeling is free. Compliments of Black Forest tea. This smile, this tummy, Black Forest for constipation. It's effective. It's refreshing.
It seems strange to me that there was a time in my life when I couldn't imagine being a housewife, loving a husband, being home when the kids got back from school. It seemed absurd to compare managing a lot of money with managing a little. I see it very differently now. And you know, throughout all the changes, they were always there. I mean, my bank. They're pretty flexible. We talk a lot. I guess they understand there's only one thing tougher than succeeding in a man's world. It's succeeding in a woman's. At Nedbank, we never forget whose money it is and how hard it was to earn in the first place. After a hectic day at the hospital, medical students need first aid, and most seem to think the best medicine is lager. But there are a few medical students who are more switched on. These chaps think differently. Being true throat specialists, they open wide and say, ah, to a Pilsner. Hansa. Hansa Pilsner is brewed with a special blend of hops to be crisper and more refreshing. Hansa Pilsner is refreshingly different, and you don't need a second opinion on that. Passengers arriving on Philippine Airlines Flight 118. Welcome to Manila International Airport. Those passengers moving on. Hey, kid. Are you Zach? Yes, sir. I'm Byron. Nice to meet you. Come on, let's get your bags, okay? Yes, sir. Take the jacket off, kid. It's hot as hell here. This is the PI. It's what we call the Philippine Islands. Zach, I'm sorry about what happened to your mom. That'd be pretty rough. I would have called you a lot sooner, but I was out at sea. But I've been calling you for 4 months. That's what I'm trying to tell you. I was out at sea for 4 months. I'm out at sea 3 weeks. Poignant, powerful, a story to make you sad and angry. Where have all the dolphins gone this Thursday on One? Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, yeah, please. Set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Set me free.
stop. Come on. This time next week, California. You excited? Uh-huh. Me too. I can't wait. Were you ever there? Oh, once. For 6 weeks, touring with some musical. In the middle of December, we went swimming. Which musical? What's the difference? I'm trying to tell you how beautiful it's going to be. We're going to look for a little house way up in the hills. Near the movie studios? Yes. Your window will face Warner Brothers. You can watch them blow up the world from your bed, all right? Can you imagine your very own arm? Dancing? I'm 33. I can hardly walk. Both of us, all the luck in the world, love to the kid. De skipper blijven sure. Misschien breed hem vet. En als ik jou dalk met een vet vuist in jouw wang slaan. Wacht. Vergeet nou maar van die liedje. Nou, ek dink ek gaan 'n glas water haal. 'n Glas water en jy hoef dit nie uit 'n put uit op te trek nie. Sien julle, Willie het die week 'n ander hemp aan. Ek dra my hemp nou al seker. Ons weet dit nie lankal. Myne. Ja, wat sê julle nou? Is vrede nie wonderlik nie? Ja. Jy's vroeg uit, hè? Vry, los. Lees meer oor Koning se sterre in die jongste Sari en neem aan ons opwindende kompetisie deel en wen 4 kosbare persiese tapuite van Rawat se unieke persiese matgalery geleë net buite Pretoria naby Wierda Park. Inskrywingsvorms is beskikbaar in Sari van 29 April. Sari, 'n vriendin vir elke vrou. Nescafé, koffie op sy beste. Nescafé. Net een koffie die Nescafé smaak. Want Nescafé word van sommige van die wêreld se allerbeste koffiebone gemaak. Spesiaal gerooster en gemeng. Vir daai vol, ryke smaak. Nescafé, koffie op sy beste. Niks ontglip Aqua nie. Aqua films en Aqua afdrukke laat die beste oomblikke weer leef in hoë definisie kleur. Niks ontglip Aqua nie. Besluite. Shoprite het my nog altyd die laagste pryse gebied, maar Checkers was nog altyd net om die hoek. Wie gaan dit als vir jou gee? Plus die beste gehalte en die grootste verskeidenheid. Shoprite en Checkers, tesame. Ons word een. Om 'n groter as ooit verskeidenheid en beter as ooit besparings aan ieder en elke gesin te bied. Elke maand, elke week, elke enkele dag. Shoprite en Checkers, tesame. Hallo Spike, en toe was jy verlof? Daai tweeling van my kan 'n mens dit nie 'n verlof noem nie. Eerder 'n vonnis. Hoe so? Daai eerste aand al in die karavaanpark. Toe gaan bekrap hulle die muur van die games room met vetkruit. Ag, nooit. Ja, ek moes dit loop afskrop. Ek sê vir hulle, ek sê, mens doen nie so iets sommer op die eerste dag dat jy daar aankom nie. Mens kan verstaan as jy doen die dag as jy daar wegry. Ek sou nou weer sê, mens behoort dit glad nie te doen nie. Nee man, daai eienaar van die park is 'n regte vark. Ek moes vir hom 'n boodskap los. Het jy op die mure geskryf? Sure. Maar gaan nie vir jou sê wat nie, ek sien so 'n vuilbek nie. Oh. Wat dis nog niks hoor. Daai oupie stand langs my.
Hy het 'n dooie vis in die vark se kantoor se airconditioner gesit. Mooi. Die pong uit daai conditioner was so sterk dat dit die kinders wakker gemaak. Nee. En toe roep die ou almal in die park bymekaar en hy sê, die een wat die vis daar gesit het, as hy nie sê wie hy is nie, dan gaan hy die ablution blok se gas toedraai en dan moet ons in koue water shower. En toe? Nee, toe negotiate ons. En toe vra hy om verskoning en hy sê ons moet die hele besigheid vergeet. Toe gee ons vir hom sy valstande en toepy terug en help hom uit die boom uit. Tja, is lekker by die see. Wel, ek's bly ek's terug. Maar nou het ek 'n probleem. Wat wil jy leen? Nee, niks. Die tweeling se kleuterskool hou 'n konsert. Hulle doen die lagende dwergie en nou moet ek vir die dwergie 'n gat maak om in te kruip. Sal jy my help asseblief? So met oogiesdraad en hout en papier. So 'n grot afver. Jy sien jy weet al klaar om dit te maak. Ek kan weld en aan karre werk, maar van sulke goed weet ek niks. Nou, hoe groot moet die ding wees? Nee, omtrent... Ja, omtrent dat so 'n klein laaitjie daarin kan wegkruip. Toe kom koffie. Ja, dankie. Nie vir my nie, hoor. Koffie gee vir my soeibrand. Ek moet by die dino waai. Ek moet my vrou by die dokter gaan haal. Okay. Luister, moet hierdie gat moet hy op die verhoog staan. Ja, seker. Wie is die laaitjie? Nielsie. O. Was jy ook see toe? Want hy het 'n meneer van 'n term. Nee, ons was hier weg. O. Sal jy my help met die dwergie se gat? Ja, ek dink ek het nog so 'n stuk oogiesdraad en 'n stuk hout hierso, maar jy sou homself moet verf. Ja, nee, alright. Ek gaan hom so mooi camouflage paint. Nou, as jy my jou spraygun gee. Wanneer moet die ding klaar wees? Maandag. Maandag. Ja, okay man, dan gaan dan baie homemade lyk jou. Ja, nee, is alright. Ek moet waai. Dankie. Is jou vrou siek? Nee, hoekom? Nee, jy sê jy moet haar by die dokter gaan haal. Nee, dit was net vir die laaitjie. Ek wil nie onbeskof wees voor 'n kind nie. Sy neem belly dancing klasse by die klub. Dis nie onbeskof. Soos daai klomp huisvrouens dit doen. Gaan ons maak dat hulle gearresteer word. Waarvoor? Indecent vibrations. Is jy seker dat ander oom wil nie koffie hê nie? Doodseker is dit tydens die koffie maak oom siek. Hoekom? Dit is warm, dit brand oom. Draai jy stories aan? Nee. Ag, toe maar. Daai oom Spike het 'n manier om 'n ding te sê dat niemand dit verstaan nie. Op die plot het my stiefpa altyd Engels gepraat as hy liewe gehad het ons moet verstaan. Maar verstaan julle twee Engels? No problem. Kan ek baie dit? Waar het julle dit geleer? Op TV, Teenage Mutant Ninja Turtles. Dis slim. I love it. Ek weet nie of dit so slim is nie. Wag, ek vat gou die oom se koffie vir hom. Ek sal dit vat, Annie. Ek sal nie mors nie. Maar versigtig hoor. Versigtig daar by die trappie. Nou, moet jy knyp. Kom Niels, ek wil hê jy moet iets aanpas. Waar is die aardappels maar dat ek kan begin sny? Hier, maar jy sny dit nie te dik nie. Ek weet hoe om chips te sny, ma. Thanks. Hy dink seker ek het nodig om 'n bietjie gewig op te tel. Man, dis jy wat hom so rondstuur. Kom Niels. Hier is 'n koffie. Is jy almal weg? Ja, dankie. Eintlik is ek nie wat jy dankie sê. Hoekom? Behalwe toe my mamma nog geleef het, het ek en Nielsie nog nooit so lekker gebly nie. O. Dankjewel. Shame. Shame. How's it, pa? As dit geld is wat jy soek, hierdie bank is leeg. Nee, ek soek nie geld nie, pa. Nou wat dan? Ek het hallo kom sê. Nee, Jolie het gesê so raai te kom met my hotdogkarretjie hou om klaar reggemaak het. Nee. Net gisterand het sy nog gal afgegaan oor al die tyd wat jy in die garage mors op die gemors. Ja, maar nou sing sy 'n ander tune. Sy het self gesê as ek hom klaar gepanel beat en gespray paint het, sal sy my help om die naam op te verf. Nee. Ja, na gisteraand is haar mind gechange. Wat het dan gisterand gebeur? Moet liewer nie sê nie. Nee, ek wil vir pa vertel, maar pa beloof pa gaan nie lag nie. Man, wat julle in die privaatheid van julle eie huis doen, wil ek nie weet. Nee, ek moet vir pa vertel. Ons gaan dit op die verhoog doen.
Wat? Dalk nog op die TV. Nooit. Maar jullie net beloof sy sal dit nie in haar Natuurvel Liewtaar doen nie. Ou boet, waarvan praat jy? Die Wes-Transvaalse Hairdressing Championships. Die wat? Die Potch Permathon. Cedric het vir Jolly ingeskryf om sy salon te verteenwoordig in die soft perm section for men's hairs. En ek gaan haar model wees. Jy? Ja, ek het lekker dik hare waarmee Jolly lekker kan werk. Oh, en in ruil daarvoor kan jy maar jou hotdog karretjie hou. Ja, en dan kan Jolly haar Wes-Transvaal klere vir hairdressing kry. Nee. En dan kan sy na die nasionale kampioenskap in Johannesburg gaan en dalk haar Springbok klere kry. Nee. En wie weet, as al die boikotte en die moderatoriums weg is, Barcelona toe vir die Olimpiese spele. Nee. Ja, en die model gaan saam, olei. Ag man, ek dink nie as hairdressing is 'n Olimpiese item nie. Ek sê maar net wat Cedric gesê het. Om die waarheid te sê, ek dink nie eers jy kan jou Wes-Transvaal of Springbok klere kry in hairdressing nie. Ek sal vir Cedric op vir oeter. Jullie het alreeds vir haar 'n swart skirt en 'n wit blouse gekoop wat by 'n Wes-Transvaal baadjie sal pas. Dan moet jy maar met Jolly gaan praat. Anders skep 'n mens verwagtinge. Nee, ek gaan niks sê nie. Net dan moet ek weer my hotdog karretjie verkoop. Nee, terwille van my besigheid, sal ek maar my mond hou en gaan sit wat sy my hare doen. Bye. Nee, jong. Ek kan nie daar binne konsentreer nie. Soos jou maar om te kere gaan met daai 2 kinders, so my sweer hulle het nog nooit klere gedra nie. Shame, oom, my ma wil maar net seker maak dat hulle genoeg klere het as hulle aangeneem word. Ja, maar is nou meer as 2 weke al, hoe lank gaan dit nog dry? Hoe nou? Vir oom en hulle moet weggaan. Hy moet nie laf wees nie, man. Hulle kruip so onder 'n mens se vel in, hoe langer hulle bly, hoe moeiliker gaan dit wees as hulle moet loop. Wil nie eens dink wat dit aan jou ma gaan doen nie. Maar my pa het daarom gesê hy sal seker maak dat hulle na 'n ordentlike huis toe gaan. Wat weet jou pa van ordentlik? As dit nie vir jou ma was nie, het hy nou nog wit sokkies by sy soets gedra. O. Ja man, ek dink ek is nou 'n bietjie uitgekuier. Ek dink ek moet die naweek die trein vat na jou tannie Pop en hom Apie hulle in Durban. Lekker gaan visvang. Jy sal nog so lekker sny en eet ons vanaand vinger en chips. Nooit man, ek kyk mos wat ek doen. Ja, so het hy gesê toe hy laas keer die televisiestelsel wou regmaak. Ek het gekyk wat ek doen. Ek het net nie gekyk of die plug nog aan was nie. En anyway, ek was maar lekker stupid om op 'n nat vloer te werk terwyl ek aan elektrisiteit werk. Ag man, die vloer was eers nat na jy uitgevind het die plug was aan. Ja, okay. In elk geval my les geleer. Ek peter nie meer aan goeders as ek niks daarvan af weet nie. Ja, is presies wat jy vir Jolanda se pa hulle destyds gesê het jy hulle uitvind syfer. Wag. Hey. Ek trap jou soos 'n bicycle, klontkop. Man, kan julle nie 5 minute praat sonder om onbeskof te raak nie? Wat doen oom? Dan kan jy nie sien nie, ek is besig om 'n kompetisie uit te werk. So mors van tyd, oom. My oupa het dit ook altyd gedoen, maar hy het nog niks gewen nie. Man, sny jou chips. Ek sal my eie tyd mors. Uit my pensioen sal ek nooit ryk word nie. Ryk wen ja, dis al wat gaan oorbly. Wat van steel? Jy meen hubcaps en karradio's en so. Net 'n grap gemaak, oom. Jammer, dit is 'n stupid grap. Sny jou chips. Nee, ou nooit. Nog glad nie. Hy staat heeltyd hier net in twak praat. Onthou net om die chips mooi af te spoel as jy klaar is. Skielik mis ek vir Res. Maar vir wat staan jy in elk geval hier in aardappel sny soos 'n sussie? Man, ma het gesê ek kan haar kar kry om Sonja fliek toe te vat as ek dit doen. Dit beteken ons moet elke tweede aand chips eet. Nee, oom. Jy het lekker. Ek moes vir Jolly altyd in pa se bakkie drive-in toe vat. En die bakkies moet in die heel voorste ry parkeer. En wat kon ek doen? Ek moes fliek kyk. Ai, in my dae het ek altyd my ou Henna met my bicycle na die bioskoop toe gery. Nooit nou jok oom. Ag, alright man, dit was haar bicycle. Ons kon nog maar na Hendrikie gekyk het. Ag nee, wat mamma het al klaar maar se hande vol. In elk geval my ma wil hom 'n bietjie bederf. Sy het 'n baie goeie bonus by die borrelstorie gekry.
Hendrik slaap ook vanaand sommer daar. Ons kom dalk eens baie laat terug. Julle moet ry, die potspad is besig. Niels is baie op sy senuwees vir die kompetisie. Hy het net weer 'n draai gaan loop. En hoe voel jy? Opgewonde. Maar ek is goed voorberei. Ek het hard geoefen, maar net 37 minute en ek is klaar met 'n perm en highlights. Ag, maar dis goed. Ek was nog nooit so fiks soos ek nou is nie. Gaan jy hare doen of gaan jy boks? Ag, pa! Pa verstaan nie hoe streng die kompetisie gaan wees nie. Hey, ou Rama van Klerksdorp stuur vir Darryl Davies. Hy regtig? Ja. Wie's Darryl Davies? Weet pa nie. Hy kom van oorsee af. Hy het al selfs eendag die koningin van Engeland se hare gedoen. En nou weet ek hoekom werk hy in Klerksdorp by Hero Rama. En hoekom loop die Queen altyd met 'n hoed? Jolly, doen jy net wat jy geoefen het. Ons gaan vir julle duims vashou en ons hoop julle wen. Ag, dankie ma. Ek sê fees dat Cedric vir my gelieg het. Hoekom? Maar hairdressing is nie 'n Olimpiese item nie. Ag, jy wil in elk geval nie 'n milie op jou bors hê nie. Presies. Nie 'n milie nie. Miskien 2 gekruiste haardroos, maar nie 'n milie nie. Kyk vir ou Swannie. Hy het Wes-Transvaal klere in hengel en kyk hoe sy by. Wat het dit met die Potch Permathon te doen? Niks. Maar ek dink nog steeds 'n milie is mooier as die blou bulle se verlepte ou blommetjie. Waar bly Niels? Hy gemaak as ek begin nervus raak. Ek is reg. Jy's so netjies aangetrek. Jy kon gerus maar jou hare gekam het. Maar ek lyk so om ons kanse te verbeter. Hoe erger ek lyk as ons daar aankom, hoe beter gaan ek lyk as Jolly met my klaar is. Foxy, jy's 'n genius. Julle moet ry, anders gaan julle laat wees. Kom. Ek voel goed oor die kompetisie. My horoscoop het gesê dat ek maar net my ding moet doen en my toekoms sal rooskleurig wees. Bye. Bye. Hoekom voel ek so al my bas daai twee gaan terugkom met allerlei verskonings en sterktes in die been? Hendrik, dis hoekom 'n ma daar is. Waarvoor? Om voor die tyd aan te moedig en na die tyd te troos. Nee. En nie soos jy voor die tyd aanmerkings te maak en na die tyd te lag nie. Daai 2 clowns al weg. Ja. Ek neem aan dat Wimpie gaan vanaand met jou kar rondrits. Wat laat hom so dink? Hy sny alweer chips. Ek hou van chips. Ja, dit kan ons almal sien. Maar oom voorgee ek is oorgewig. Nee, net vet. Ag, ek hou van jou nes jy is. Ja, en ek van jou nes jy is. Ekskuus? Nes jy is. Hoe is ek? Toe sê maar jy dink ek is dik. Toe, sê dit. Ek dink nie jy's dik. Hendrik, jy weet hoe haat ek dit as jy vir my lieg. Kom klim jy so lank in. Ek sal die deur oopmaak. Wims, Jo. kom is jy so haastig? Ag, ek weet nie, seker maar net om hier weg te kom. As mens te vroeg by partytjie aankom, is alles nog so koud. En die ligte nog aan. Dis wat? Wie is Rydas toe gaan? Kom hier. Wat? Sê dit. Hierso. Ja, toe, sê dit. OK. Ek jetem jou baie. En ek vir jou. Moenie so vir my kyk nie. Jy weet mos wat dit aan my doen. Nee, wat? Kom ons ry liewe, net nou raak ek onverantwoordelik. Raak onverantwoordelik. Ag nee man. Julle moet dan eers 'n bietjie rond kyk voor julle onverantwoordelik raak. Het pa ons afgeloer. As jy lag. Ek het. Ja, sien jy nou? Sien jy? Julle moet dan eers kyk wie's in die omgewing voor julle met julle 2-21 praatjies begin. Kom Nelsie, hier gaan jy te gou slim word. Pas jou ma se kar op en gedra vir julle. Ek voel soos 'n stoute kind. Ek ook. Ricky? Dit het so interessant geraak, het skuldgevoelig. Sien julle nou? Kan julle nie soos ander tieners na 'n bioskoop toe gaan of na 'n drive-in toe nie? Mens vry nie in 'n garage nie. Kom. Die drive-in het toegemaak.
Vat my huis toe. Ek het 'n hoofpyn. In my oë is jy soos 'n ragfyn roos, so sag, so mooi, so broos. My ding, ek voel sterk. Jy is die lieflikste meisie wat ek nog gesien het. Kookwater, Tommy. Kookwater. Mooi ding, ek sien sterk. Jy is die lieflikste meisie wat ek nog gevoel het. Ek bedoel, gesien het. Soms kan jy nog tweede kom, maar jou Carola nooit nie. Ek het binne 'n paar dae my gevoel oor my vel verander, want ek het Olay se skuimende gesigreiniger ontdek. Dis nie 'n gewone reiniger nie, 100% seepvry en dit diep reinig sonder droogheid. Omdat Olay skuimende gesigreiniger spesiale vogmiddels bevat, wat my vel se natuurlike vog hou waar dit hoort, om dit mooi sag en glad te laat, selfs na 'n was, nes dit behoort te voel. Ek soek iets lekker sag, ek doen wat die sagte ou's doen. Ek soek iets lekker sag. Beacon, licorice, all sorts, sink weg en sagte twee ouens. Voel dit nou beter? Ja, maar my nie op en nie tannie. Maar so nog net so 'n bietjie. My mamma het dit ook altyd gedoen. Hier's ook daarvan. Wanneer kom sy terug, tannie? Ag, eers as die college sluit. Maar dit is nog baie lank. O, dan's ons seker al weg. Ag, kind. Karabanga dood! En wie is jy vanaand? Leonardo of Michelangelo? Las Botha. Dis ek dan nie Craven. Wie is dat? Sy. Nou is ek reg vir 'n koppie koffie. Ja, ek het die badkamer se vloer opgedroog en die handdoeke opgehang. Dan sal ek vir jou 'n koppie koffie gemaak. En julle twee wil seker 'n bietjie warm melk hê. Kan ek so 'n ou klein daffeltjie by myne kry? Oom. Wie kan dit wees? Hallo. Wanneer die saak is vanaand by my maale en ons het dit die pres om na die huis toe terug te gaan. Daarvan lei ek af julle toe nie gewen. Korrek. Daryl Davies het gewen. Met 'n purple rins en 'n bolla. Die Queen Elizabeth look. En julle het nie eens 'n prys gekry. Niks. Ons is gediskrimineer. Gediskwalifiseer. Presies, toe sê hulle vir ons moet loop. Hoekom? Omdat sekere mense voor al die ander mense met die hairdresser begin stry het. Is nie, sommer 'n sekere hairdresser nie gedoen het wat sy by die huis geoefen het nie. Ag ma, ek was op my senuwees. En toe die ander hairdressers begin voorstelle maak en allerlei ander lotions aanbeveel, het ek my konsentrasie verloor en begin afwyk van wat ek beplan het. Ag, vergewe my, Poxie. Dis nie vir jou so erg nie, jy sit nie met die gebakte pere nie. Kyk maar, julle was by 'n kookkunskompetisie. Nee, ons net ek het 'n foutjie gemaak met Poxie se hare. Ou boet, haal daai ding af dat ons kan sien hoe lyk jy. Ek weier. Ek sal dit regmaak, ek beloof. Toe man, haal af uit dit. Nee, paal gaan lag, ek weier. Ag, ou boet, ons sal nie lag nie. Dit kan tog nie so erg wees nie. Maar wat is jou maal? Ek sien wat beskaam is, ek met 'n fool van jou gemaak het. Ek weier, hulle gaan almal lag. Nee man. Ek het gesê julle gaan lag en nou lag julle almal. Jolanda, wat het hier gebeur? Well, Daryl sê dis 'n chemical reaction tussen die highlighter, die 3 verskillende conditioners, die eiерwit en die bier wat ek gebruik het. Ja, ek het gedink daar was drank by betrokke. Gesien
geopereerd. En nou lyk ek soos 'n skewe clown. Ek sal dit regmaak, net 'n bietjie daai en sny. Jy beter, want so kan ek nie weer werk toe gaan nie. Die ouens sal dink ek het iewers 'n moer gestrip. Ag, ek het al 100 keer gesê ek is sorry, Poeksie. Ag, sê dit toe. Nee. Voor my hare nie reg is nie, kry jy nie weer 'n poeksie, woeksie se worsie babsie of 'n poepsie uit my uit nie. Hier's kinders hierso. My horoscoop het gesê dat ek maar net my ding moet doen en my toekoms sal rooskleurig wees. En toe gaan doen ek my ding heeltemal verkeerd en nou is my man rooskleurig. Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Dis naweek, ma. Wimpie, jy het hoog en laag beloof, jy is 12 uur by die huis, dis 20:01. Ek was op die punt om die hospitaal te bel. My senuwees is op. Ag nee man, jy kry nie meer weer my kar as jy so met my maak nie. Jammer, ma, maar as ek saam met Sonja is, dan is dit asof ek van tyd vergeet. En van jou ma. Nee, ma, dis net asof ek van alles vergeet en net een ding op my brein het. O. Ja. Ek bedoel nie dit nie, ma, dis net ek weet nie. Miskien is ek verlief. Wimpie, jy moenie gaan staan en onverantwoordelik raak nie. Nooit, ma. Ek dink ek hoor jou hier. Is dit nou tyd om hier in te kom? Jy's nie te oud vir 'n pak slaan nie. Ek het gedink jy sit met 'n klomp muisneste, maar jy sit met 'n hele kolonie. Hier is die tyd dat jy in die bek geruk word. Nee, wag nou Hendrik, wag nou. Die kind het verduidelik en hy het om verskoning gevra. Toe, gaan nou bed toe, ek verstaan. Dag, ma. Daai laaitie het jou in die sak. Vir my word vertel hoe moet ek hom vasvat en uittrap en ek het nog skaars begin, nou stop jy my en jy vat sy kant. Nee, Hendrik, ek vat nie sy kant nie. Ek wil net nie jy moet geweld gebruik nie. O. En die kere wat Hes 1 uur 2 uur in die huis gekom het en ek jou moes vashou? Ag, dis 'n ander saak. Elke kind is 'n ander saak. Met Ouboet moes jou pa ons albei vashou. Dis waar. Maar Wimpie is in elk geval te groot vir sy skoene. Hy kan nie so te kere gaan. Ek was 18 toe ek die eerste keer vir jou kon kuier het. Ek weet. En ons kan nie vinger wys nie, want ons twee was nie engeltjies nie. Maar hy's 'n kind. Hy is 18. Ek was 'n meer volwasse 18. Want die geheim van ouer wees is om jou kind te help en te lei. En te hoop en te bid. Hy volg nie jou voorbeeld nie. Ja, in elk geval die kinders word te vinnig groot. Dis lekker dat ons nog vir 'n rukkie die tweeetjies hier het. Dis lekker om kinders in die huis te hê wat nog kinders is. Ja. En die sug. Ag, sommer niks. Ek wil gaan kyk of die tweetjies nog toe is. Ek gaan saam. Ou moet sê vir my sy hare lyk weer reg, maar dit voel so strooi. Daai twee gaan mekaar nog verongeluk. Plak nog 'n stukkie hierop. Ou Spike is nou regtig lastig met die ding. Waar moes dit neergesit? Ek het nie gemaak het nie, daai lagende dwergie sonder gat gesit. Ja, wel, soos dit lyk, verstaan ek waarvoor lag die dwergie. Waarvoor? Hy lag vir sy gat. Hey. Dis hoe Spike het wou gehad het. Nou, watter een van hom Spike se tweeling speel die lagende dwergie, hoor? Blykbaar al twee. Die een is glo die spieelbeeld van die ander een. Dit is damn complicated vir 'n kleuterskool as jy my vra. Maar ek is nou net bly dis nou klaar. Hallo, lyk dit nou? Oom. Dis wat ek vir jou moet vra. Wat vra? Hoe lyk dit nou? Wat's die? Die dwergie se gat. Hey, jou laaitjie is lekker onbeskof, hè? Maar dis hoe jy dit wou gehad het, né? Ooh. Nee, ek het juist nou vir jou kom sê jy moenie meer worry nie. Die lagende dwergies het masels, nou is die konsert af. Nee. Ja, nou gaan die skool iets doen soos die hysteriese juffrou of so iets. Maar in elk geval baie dankie. Is dit al wat jy kan sê? Ja. Ek wou jou eintlik nog gevra het of ek jou angle grinder kan leen, maar ek kan sien jy's nie nou so lekker nie.
Wat verwag jy? Niks nie. Ek sê mos ek sal niks leen nie. Dan waai ek maar. Bye. Nou pa? Ag man, smy die ding in die asblik. En as ek jou weer in die garage vang vry, dan sal jy nie op jou bed kan sit nie, never mind lag af hoor. Ook nie 'n plaas nie, ook nie 'n dorp nie, ook nie slaap nie, ook nie snop nie. Roes moes by mekaar so waar. Ek verbaas. Hy het gevra. Sondag aand 9uur is Misdaad ons rolprent. Die Frankfurtse moordafdeling het 'n moeilike saak om op te los. 'n Vredelewende Japaneese student is helder oordag met 'n masjiengeweer uit 'n verbygaande motor doodgeskiet. Intussen word 'n gerehabiliteerde misdadiger deur sy gewese kollegas afgepers om hulle met 'n onwettige projek te help. Ek glo nie hulle is van hier nie. Niemand hier weet wie dit was nie. Was dit dan nou werklik nodig? Wat? Die ding met die Japanees. Ja. Daardie Watanabe was... Wag eens mooi. Kom, Curly. Daardie Watanabe was warm op ons spoor. Ek het 'n waarskuwing uit Tokio gekry. Wie het ons verraai? Ek kan net raai. Moet die laf wees nie. Dis nie een van ons kerels nie. Wie weet? Daar's Misdaad is in Duits op Radio 2000. En net daarna kyk ons na die geskiedenis van popmusiek in Suid-Afrika in 'n program met die titel Edge. Suid-Afrikaanse Spiel stel met genoegen aan u voor een van Zuid-Afrika's bekende popgroepen, die Bats. The Bats, the Shangaans, the A-Cats, the Dream Merchants, the Square Set, Johnny Congas and the G-Men. For the new crop of South African pop bands, there were usually two simple and modest ambitions. They wanted to get to the top, and whatever it took, they wanted to be bigger than the Beatles. You know, South Africans were big copyists in those days. Not our band, we played original stuff, but as far as the pop music went, you know, anything that went big over there, they'd plug. They weren't interested in anything we wrote. And you see, I love you. Edge vertel die storie van pop in Suid-Afrika. Dis Sondag aand 20:10. Hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. Hoe voel dit om 'n luukse motor te besit? Hoe voel dit te midde van weelde in 'n gerieflike binneruim? Hoe voel dit om die status van 'n motor soos hierdie te ervaar vir minder as R52.000? Moenie omvra nie. Vra iemand wat sopas 'n nuwe 2 liter Ford Sapphire gekoop het. Vra dan jou Ford-handelaar om 'n plan te maak. Die skoonheid van 'n vrou lê in die manier waarop sy haar vel versorg. Skepend met kleurspeel en haarself met 'n waas van geur omhul. Skoonheid wag nou op jou met 'n pragtige verskeidenheid spesiale aanbiedinge en gratis geskenke by die Edgar Skoonheid Extravaganza. Nou aan.
Nou ja, naand Pieter, hier is ons dan nou weer en verder vanaand. En ek wil net noem, ek meen ons het tevore dalk ook al daaroor gepraat, 'n slag van mense wat vra hulle wil weer ou stories hoor. Ons kan dalk later daarna kyk, maar 'n mens het so baie nuus dat dit dalk tog lastig kan wees as 'n mens nuwe goed verdring met oues. Die oues is mos daarom ergens in die argief. Hulle sal nooit vir die volk verlore raak nie. Ja, laat ons dit toch nou maar net sê. Ons kan ook nou nie naam net op ons versoekprogram word vir goed wat daar gedoen is. Nie? Ja, en dan vra die mense, hulle wil die ou gesigte ook 'n bietjie meer terugsien. En daar kan ons nou die toegewing maak, want 'n ou gesig kan nog altyd weer met 'n nuwe storie kom. En so het ons dan nou vanaand vir klein Nico hier, die Nellietjie. Wat is dit nou, 3 jaar daarom wat ons gelede... Ach, stop hom toch net as die kameelstorie weer vertel. Ja, dit is ook al 'n lang tyd, nee, met daai kameel hardloop dat hy bars nou al. Ja, hy het 'n vreeslike woestynduin op en... Maar die pyn het dan ook seker nou wel bedaar af. Ja, is wel weer van daar weer moet opstaan. Maar ek is bly jy noem my klein Nico. Want ek sê ek raak al groter as ek nou na Nico Karstens kyk, is hy dan baie meer trim as ek op plekke. Dit is 'n onderwerp wat nie hier aangeroer word. Ja. Nou, in elk geval, PG, nee, dis lekker om hier te wees. Geluk ook met al julle programme wat julle so ver gemaak het. Dus ek sit nou hier so by die, nou dink ek aan daai stories, destyds die televisie net begin het, toe Kobus Robinson mos so 'n program gehad. Dis my geheim. Nou is spookstories, seker goed. Nee man, dit is so 'n program met 'n ou nou inkom wat hy nou... dan het hy nou 'n job of wat ding? Job wat hy nou doen en die res van die gehoor weet dit nou nie wat hy doen nie. Maar dan het hy nou 'n span mos gehad wat nou vir hom vra moet vra, 20 vra en dan moet hulle nou kan sê wat hy doen. Nou is die manne nou, daai tyd was almal mos nou op senuweeagtig, selfs die ouens wat televisie gekyk het, dit was senuweeagtig. En toe sit die ou nou ook daar voor die span. En die spookstem sê, meneer Groenewald is 'n blokman. En die ou sit daar so en die span kyk om so, hy sê, meneer Groenewald, sê vir my, werk jy met mense? Hy sê, nee, ek is 'n blokman. Ja. Ja, man kan regtig lelik deur mekaar raak. Ons het ook een of ander tyd amper op so 'n ding hier afgekom. Wat 'n ou witte duiwel was dit. Ja, jy dink nou aan daai vreeslike aand toe ons die storie van die hond nie uit 'n ou kon uitkry nie. Ja. Ja, die ou kerel raak toe so op sy senuwees. Laat ons hom hier getrek het, maar hy het nou 'n storie wat hy oor 'n hond wil vertel. Ons het hom nou hier van die kant af met 'n ding met 'n behaarde vel en benaalde pote. Later praat ons oor blaf. Maar die storie van hom sit hier, hy geniet so wat hier aangaan. Hy het heel vergeet, later sê ek hom reguit. Nou vertel die storie van die hond. Hy sê, watter hond? Ja, dit is gewoon vergeet. Ja, maar jy sê, kyk, dis ook mos, as jy begin met 'n grap en jy begin met die punchline van die grap. En jy kom met so halfpad in die grap agter dat jy hom nou ook al... Jy het nou al klaar, jy het eintlik klaar die grap vertel. Ja. Dan begin jy mos al sagter praat. Ja, hoop hulle vergeet die storie. Ja, dan hoop hulle, dan loop jy ook sommer weg. Maar jy praat so van al sagter praat. Prof Bin Booyens het uitgesê, dat klink soos 'n psalm wat iemand te laag ingesit het, want ergens word 'n fluistergesprekkie. Ja, jy praat van Booyens, ons het in een van die programme, ek moes vertel van die beachbuggy of die Volkswagen wat ek gekoop het, wat ek so gery het. Wat so niks gehad het nie, wat die speaker op my afgetrek het, maar nou dink ek daar in Stellenbosch se wêreld, ook van 'n Volkswagen gepraat. Hier ry uit moes daar met so 'n nuwe splinternuwe Porsche. Jy kan ons maar Porsche naam sê, dis 'n ongevoelike. Ja, wat ja.
het hy gery daar teen Synheuwel uit en wil hy 'n bietjie daar gaan parkeer met sy meisie, jy weet, maar dis nou 'n splinte nuwe kar man en hy so windgat met die kar en hy stop daar op Synheuwel. En hy het nou al die goed wat hy nou vir die meisie wil wys in die kar, jy weet, en hy het nou onder andere een van hierdie kompakte skuifspelers ook binne die kar en hy sit dit aan en dis die wonderlikste musiek. Maar hier staan so 'n Volkswagen hier langsom. Maar dis een van die ou Beatles. En daar uit daai Beatle uitkom daar skielik klank omdat dat hierdie Porsche se wieldopper spring sommer af. So die klank hier uit hierdie Volkswagen. En jy ook kan glad nie vat nie, jy weet, hy klom later uit en hy gaan klop hier teen die Volkswagen en hy sê, luister, wat se klanksysteem het jy hier in? Die ou sê daar van wat se naam dit is, jy weet, een of ander ding. Hy sê wel, dis fantasties, man, hy sê, ek gaan môre vir my ook so ding in hierdie Porsche in sit, want regtig, ek kan nie met 'n Porsche ry wat swakke klanksysteem as die Volkswagen het nie. En hy is weg daar so en hy is die volgende dag toe hy weer daar op teen Synheuwel weer met dieselfde meisie, want sy stel toe nou hom verder niks belang, want sy klanksysteem is nie lekker nie. En hy ry weer daar op na Synheuwel toe, nou soek hy die ou met die Volkswagen, jy weet, en hy sien hier staan die Volkswagen weer. En hy sit dan hierdie besigheid van hom nou full-blast aan. Laat daai bome se dennebolle val uit die bome uit en ek meen dit is klank, man. Maar hierdie ou in die Volkswagen kyk nie uit of enigiets, die Volkswagen is net opgebasem aan die binnekant, jy weet, heeltemal opgebasem. Jong, en die ou dink later, nie maar magtig, hy gaan nou die ou roep, jy weet, die klop weer uit in die venster, maar daar kom niks uit, jy weet, en hy sit daai besigheid van hom heeltemal uit, dat daai speakers, hy ruik so, dat die hele Porsche duik so in en uit, jy weet. En hy klop in hier, ou se venster, hy sê, hey, is jy daar, man? En die ou draai later aan die venster oop. Hy sê, ja, wat is dit? Hy sê, luister die klank, man. Hy sê, wil jy my nou sê, jy het my nou uit die bad uitgeroep om dit vir my te wys. Van wasem. Maar ja, jy het mos eendag van my 'n ander wasem storie vertel. Dit was op Stellenbosch geweest wat die ouens so geparkeer het. Nou kyk, nou kom die eerstejaars meisies daarin en dan al hierdie manne met karre. Ja, hulle is altyd eerste, hulle in die eerste span en die mediese ouens en so. Hulle Maar kyk, op Stellenbosch het die mediese manne weggevat want hulle het heeltemal te veel geïnterfereer met die arme ander eerstejaars. Ja. So hulle swat moes nou heeltemal op Tygerberg. Maar nou kom die ouens en nou die kampusbeheer. Dis nou eintlik die mense wat dan nou moet kyk na die meisies of na alles wat op die kampus, dat daar nou nie iets onheiligs aangaan nie. Toe loop hierdie kampusbeheer nou daar by die laan rond en nou kyk hy na die karre wat daar staan. Nou is die laan nou ook 'n soort vryplek soos dis 'n heerlike die Unie gebou en Klapperkop en Synheuwel en so kan jy hulle maar noem. Daar's Naval Hill en al daai plekke. Nou die laan is nou een van die plekke. Toe kom die ou en hy stap nou tussen die karre deur en hy loop verby een kar. Maar al die karre is nou half opgebasem. En hy hoor so asof dit 'n gil kan wees uit die een kar uit, jy weet, en hy stap nader. Maar nou die kar is heel opgebasem, jy weet, en hy klop. Hy sê, "Wat maak julle?" En hy klop weer, jy weet, hy sê, "Wat maak julle daar binne?" En hy so van die binnekant af maak hierdie ou so met sy vingers so klein gaatjies oop in die wasem. En hierdie kampusbeheer loer hier deur hierdie gat. Hy sê, "Wat doen julle, jong?" Hy sê, "Dit het niks met jou te doen nie." Toe blaas hy nou daar die ou se loergat toe binne in sy oog. Maar so van eerstejaars gepraat. Kyk, die dopery is mos nou heeltemal gestaak. Ja, is dit regtig gestaak? Wel, dit soos wat dit nou in die koerante staan, is heeltemal gestaak. Ja, maar ek dink dan met tradisie van 'n koshuis. Laat ek jou nou net sê. Maar nou moet dit nou ook al gegaan soos met partybeleide. Jy weet, nou het 'n ding aangehou, het dit al 'n hele klomp name gehad. Ja. Jy sal onthou, daar toe ons daar op universiteit gekom het,
toesdopery nou oriëntering. Ja. En wat het dit toe geword? Nee, ek weet nie. Dit was 'n lang spel. Ja, er is 'n klomp name, maar die inhoud het maar dieselfde gebleef. Dit is eintlik maar om die ding net lekkerder te maak. Dat hy skelm ook nog is. Ja. Want ek hoop nie dit sterf ooit heeltemal uit nie, want dit is so 'n integrale deel van die tradisies van die verskillende koshuise, veral op Stellenbosch nou. Maar daar Eendrag is nou een van die koshuise wat nou 'n redelike tradisie het. In Banbooyens was mos nou die jarenlang die inwonende hoof daar gewees. Toe kom die klomp eerstejaars nou daarin. Nou kyk, as hulle nou aankom, die maans en paans lei hulle mos nou af, dan kom die seniors. Daar's mos nou so 2 weke voor die tyd of 'n week voor die tyd moet hulle nou daar wees. Dan is daar nou 'n paar seniors wat nou eintlik die doopkomitee is. In die huis kom. Hulle dra nou vir die manne die tasse in en sê, mevrou, jou seun is in goeie hande hier, so ons sal kyk dat hy leer en alles, en julle hoef oor niks bekommerd te wees. Dan stap daai ouetjie wil nog sy tas vat en sê die ou man, ons vat jou tas. Stap in. Nou werk die manne so in tot hulle nou almal binne in die koshuis is. En toe die een aand, nou staan hulle daar so in Banbooyens, praat met hulle en wens hulle nou welkom. Soos wat hy nou kan vir hulle nou welkom sê, jy weet, en hulle voel later en vragtig so welkom. En hy sê vir hulle, laat ek nou net vir julle een ding sê. Vir die een wat dalk dink hy is nie welkom nie, ek sê nou vir jou, jy is ook welkom. En met die, nou staan die klomp eerstejaars so, nou het ons nou pakke klere aan. En nou eerste jaar as hy 'n pak aan het, dan en hy buk, hy knak sy nek agteroor, dan steek sy strot mos net so end uit. Maar ons moes almal maar as hulle daar aankom. Nou staan hier klomp eerstejaars so, maar hulle is heel verwilderd, jy weet, want hulle weet nou nie wat kan gebeur dalk nie. En hulle staan nou vir Banbooyens en soos hy nou vir hulle sê, hulle is welkom, so raak hulle nou rustiger en rustiger. En die volgende oomblik, die doopkaptein, nou dis 'n ou wat nou vir weke voor die tyd was hy nie. En hy smeer homself in met twak of die tabakstof, dat hy stink en sy hare staan so. En hy kom in en hy slaan hierdie venster by die deur, slaan hy uit. Wow! En hy stap en hy sê, welkom, welkom, welkom. Julle is nie welkom nie. Julle is nie welkom hier nie. En hy stap daar na een ouetjie toe, maar nou staan almal so verwilderd. Staan net so in vir hom en kyk, jy weet. En hy stap tot by een ouetjie. Hy sê jy nie naand nie, jong? Hy sê, naand, meneer. Hy sê, ek sê jou meneer nie, man. Hy sê, naand. Oom. Hy sê, ek sê ook jou oomie. Naand, pa. Desperate Jannes musiektyd. Dit lyk vir my, ja, dit is... Hier is sousboontjies. Nee, Nico, sousboontjies asseblief.
vermoede passaangeheer wat kraglewering merkwaardig aanwakker. Onder die vel ingeplant, sorg dit vir beter engine koördinasie. Binne millisekondes bereken dit presies watter inspuiting die stelsel moet kry om asemhaling te verbeter en uitlaatgas te verminder, sodat jy selfs onder die strafste toestande jou krag op die spits kan dryf. Die unieke Digifan-stelsel van enginebestuur is 'n integrale deel van die verfynde nuwe 2-liter Jetta CLE. Dit laat die hart so 'n rapsie vinniger klop. Ja, man, onthou jy toe ons op Waarsie was, hoe min ouens het karre gehad? Bittermin. Bittermin, nou staan hulle plate. Dis nou deel van die klasgeld. Dis jou motorkar. Hoor jy so, nou maar jy nou net met daai hold-up Volkswagen daar rondgeboer op. Nee, ek het my eerste kar, dit was my tweede kar geweest daai. Oh. My eerste kar was 'n Englia geweest wat ek nou met my army geld gekoop het. En nou kan jy self dink wat ons daai tyd in die army gekry het. Nou kan jy weet hoe lyk daai Englia. Ek het hom nie gelaat diens nie, want hy het homself gedien, soos wat jy nou ry. Dan ek... Hoe bedoel jy nou, sy engine-olie het soms die wiele ook gedoen? Ja, sy engine-olie het nou so uitgeloop, jy kan hom enige plek gekry het as jy hom dalk verloor. Maar die spoor. Maar ek het regtig was olie gaan koop wat hulle klaar afgetap het by ander karre, wat hulle nou gediens het. Nou koop ek vir my so 'n blik ou olie en dan gooi ek hom net vol elke oggend met die ou olie. Want ek meen hy het net nog 'n dag ekstra nodig. Dan het ek dan weer nuwe olie. Maar in elk geval die Englia, nou kyk, 'n Englia se startermotor. Ken hom. Ken jy hom? Hy het maar geklink asof hy gaan oppak. Ken hom. En dan het hy opgepak. Ja. Nou het die Engliaatjie se startermotor, kyk toe ek die eerste dag op Stellenbosch aankom. Toe parkeer ek op 'n sypaadjie en ons kyk meisies en ek trek weg toe hy kan 'n paal vas, sommer die heel eerste. Nou is die kar ingeduik. Ek onderbreek my storie nou eintlik, maar nou is die kar voor ingeduik toe ons hom daar by Ida's Valley op dat regmaak. R25 en toe ek nou later aan agtergekom dat dit was R20 se body patty. Wat hulle daar in daai duik ingesit het. Ja, hulle het net uitgeslaan. Nee, hulle het niks uitgeslaan nie. Hulle het net R20 se body patty en 'n bietjie verf. Dus hy nou reg, toe lyk hy vir my reg, totdat ek toe weer in 'n ding vasry. Toe lyk dit asof ek weer 'n paal vasgery het. Want toe val die hele besigheid weer uit. Maar in elk geval die Englia. Nou het ons, ek weet nie of julle ook daai tyd blind dates gehad het op Stellenbosch. Ag op ek weet nie, ek het nooit een gehad nie, want elke keer as hulle my sien het hulle omgedraai en teruggeloop, jy weet maar. Ja, maar anyway, ons hier kom 'n pel van my na my toe. Hy sê vir my, Nico, jy het nou 'n kar. Ek het 'n meisie. Dis 'n blind date. Ek weet nie hoe sy lyk nie. Maar nou die blind date het ook 'n vriendin. Nou dis 'n gevaarlik. Nou begin jy. Ek kan jou 'n teorie daaroor gee wat baie erg is. In elk geval. Maar hy sê vir my, man, maar dis 'n gawe. Dis blykbaar baie gawe girls. Nou kyk, dis die tweede ding. Gaaf. Is gaaf. As hulle sê 'n girl is gaaf, dan begin hulle nou praat van omtrent wat ons oor gepraat het net oor. Hoe groter hulle is, hoe gawer is hulle. Ek sê luister. Ek is dan nou al gaaf. Jy is gaaf. Ja. Maar ek sê maar jy word gaaf. Ek sê dankie vir. Ek sê vir Mosie, ek wil net nie 'n groot meisie hê nie. Asseblief. As dit groot meisies is, dan wy ons. Hy sê nee man, hy het nou gevra en so en dit klink hom heeltemal goed. Ek sê weet jy wat hulle name is? Hy sê nee, dis Deleen en sê my Helene. Ek sê nou maar goed, ons besluit nou wat 'n name vat ons. Want dan het jy ten minste daar 'n beter kans, want
as daar nou 2 meisies uitkom en een is so en die ander een is oulik, dan gaan hy mos nou sê, maar dit was hy wat die blindheid gereël het. En hy vat die ander een, verstaan? Jou vaskies. So besluit ons net Jy kan daar. ook nie sê niks deels eerste keer. Maar in elk geval, nou ry ons na die koshuis toe, om die meisies te gaan haal. En ons staan daar in die voorportaal. En ons roep die meisies, en toe ons hulle roep, toe kan ek sien, dis iets niets nou vir hierdie. Want hulle moet nou opsoek, waar is die meisies, jy weet, en toe roep hulle, maar toe die girls instap, in die vertrek, toe raak het donker. Maar toe sien ek, is net die een wat ingestap het. En die ander enetjie is so 'n kleintjie wat hier langs aan staan. En toe is my geluk dan toe nou in. Dat dit is toe nou sy meisie hierdie groote. Maar die startermotor van my eindelijk het my nou opgepak. En ek sê, luister, julle moet help stoot. Die kar. Want ons gaan, want laat hy net kan vat. Daai groot meisie, maar dis 'n groot girl. Sy sê vir Mossie, Mossie is 'n klein mannetjie, dis hoekom sy naam nou Mossie is. Sy sê vir Mossie, maar hy kan so lank klim. Sy vat so gou die kar dan hardloop sy met hom. PGW, sy hol met daai kar. Ek later aan 'n derde. Ek besluit, ek kan nie die kar nou start nie. Maar nou gaan ek my naam gat maak, ek kan nie glad nie die spoed hou met haar in die kar. Toe sy met daai kar halfpad daar teen die helshoogte uit, toe besluit ek maar nou moet sy maar sit, toe kom sit sy, toe sit sy ook daai kar en sy moet net daar. Maar dit was toen op die ouend, toe ons nou weer vir hulle gaan aflei, dieselfde ding, toe stoot sy ons weer in die brand vir my Mossie. Maar as die arme Esther nou nog so stoot en jy laat vat die kar, hy gee pak die as hy mas heerlik val op. Dit sou nie gebeur. Nou eintlik as hy gevat het, dan sou sy heel waarskynlik oor hom gehol het. Dit sou as hy gevat het, sou gevoel het dat ek sy handrek vastrek. Maar Nico, nou van so 'n studentekar gepraat. Ek moet een aand nou moeite doen nog en vertel van my Plymouth Pieper. Maar dis die een wat jy die ongelooflike klomp smarte mee gehad. Heden toch. Daardie Plymouth het vir my leer motor overal. Man, ag, Heden, was is nie nou arm nie. Ja, maar ek sal hom net so 'n stukkie vertel. In elk geval, waar ek nou van my lewe mens geword het ons nou dan nou met die ou spaarbussies maar gespaar en dan kry jy daarom hier destyds was dit 10 shillings of 'n pond of 'n half kroon en die word gespaar. En so het ek toe uiteindelik, ek sal dit nooit vergeet nie, 103 pond is wat ek nou sterk is, maar nou is ek al lank al student. En toe kom Beatrice, dis nou my vrou, sy kom toe 2 jaar na my, toe is ons al 4 jaar gekies. Nee, 2. Maar in elk geval los daai rekenkunde uit. Nou kom sy ook universiteit toe en nou moet ons daar maar kar hê. En ek vat Pretoria en ek het hom nou gestap van alle kante af en daar kry ek 'n pragtige motorkar. Dis toe 1933 model Plymouth. Maar hy het net sulke ligte hier op die modderskerm, sulke groot blinkers. En nog so 'n rubberteks op die dak. Ja, en nee, was dit nou die een wat agter hierdie ekstra rakkie gehad het? Hy het so 'n roostertjie gehad. Ja, dit was jou hele laaiplek daar in vir bagasie. 2-deur of 4-deur? Nee, dit was 'n 4-deur. Oh, nee maar dis. Maar zwaar op petrol, jong. Hy het daarom geloop 8 myl op 'n gelling. Maar toe de gelling nou 10 cent gekos het. Ja, dit is nou 10 cent zwaar om die handen te krijgen. Ja, as jy nou 'n shilling genoem. Ja. As jy nou met lae oktaan gery het. Die hoë oktaan was nou hier so 12, 13 pennies. In elk geval, ons kry daarom met die ding gery. Wragtig, daar kry ek die dol gedagte. Ons gaat nou die eind van die jaar nie met die trein weer Suidwes toe ry nie. Dit is te ver. Ons gaan nou met die kar ry.
Nou soek ek tyres, want ek het net 4. En die Plymouth het 'n 17 duim rim gehad. Jy kan hoor Jan weet wat hy praat. Dis diep in hom. Nou kry ek uiteindelik in die hele Pretoria nog 1 tyre wat op hom pas. Dis ook 17 duim rim. Maar dit is so'n tyertjie. Kyk, die anders is nou sê nou maar so Was dit nou whitewall? Nee, wat sal jy 'n whitewall 17 duim rim genoem? Maar in elk geval die ander is nou so 750 by 17. Hy is nou dik en breed, maar hierdie enetjie is so min of meer 550, 17. Dis so'n tyertjie, as hy onder die Plymouth is, dan staan hy so half soos 'n hond. Nou, dis nou die spaarwiel daar. Nou, met die 5 tyres sal ons deurkom. Jy ry ook stadig. Kyk, daai goed was maar soos 'n stoofgebou gewees. As jy met daai Plymouth by 40 myl per uur gekom het, sy speedometer het maar 70 myl gewees. Maar sy speedometer werk mos so. Ja. In elk geval, as jy met hom by 40 gekom het, papa, dan gaat hy daarom net so. Jy voel nou na val enige oomblik. Ja. Maar daar gaat ek toe. En ek overal die Plymouth. By Voortrekker te huis onder 'n jacaranda boom. Dit kos my, jy kan sê, 'n jaar van my lewe natuurlik. Hulle het in die eksamen vir my bly wil niks gevra oor motorparke, want die ken ek toe. Ja. Maar ek overal 5 weke aan die Plymouth. Ek het die samp af en die bearings uit. Sit jy met nuwe ringe? Nuwe ringe, als. Ek kry nog by 'n ou ding wat jy die rif afsny, ek sleep die kleppe, alles. Maar jy doen mos goeders wat glad nie eers gedoen sal word in 'n ingenieurswerkswinkel nie. Ja. Doen jy daar onder 'n jacaranda boom. Nou in elk geval ons ry en ek gaan nou die storie hiermee sluit. Ons ry nou die namiddag laat hier weg en die ander ouens met die vinnige motors is nou vakansietyd toe. Hulle gaan môre vroeg op Appington wees en so nou reken ek is ons ook deur die nag ry. Maar ons het nou nog nooit die pad gedoen. Dan sal ons nou waarskynlik sê die volgende middag deur Appington sleep en dan daardie aand ry ons as ek so ver ek kan hou. Ons slaap bietjie ander môre is ons heeltemal aan die ander kant. Maar ek nooit 'n pap wil mos nou nog op teer gehad. En hier ergens tussen Carlton, Willem Potchefstroom ry ek nog so. Herderste vader. En hier se lawaai. Toe dag ek is die agteras wat gebreek het. Ek hou daar stil toe sit gelukkig nou net die papwiel. Later 'n ding wat ek ook mee totaal my misrekend het, is 'n kortsluiting op die ligte. Dag, daai ding is so flou, hy lig so. Jy ry kort oor. Later ry ek in die maanlig. Ja. Later ry ek in die maanlig. Hy lei so af, dat as ek die ligte aansit, vrek die Plymouth in die ry. Hy het nie meer stroom. Maar sit jy toe nou daai klein wielietjie op? Ja, ek het nou die klein wielietjie, maar ek het hom nou voor opgesit, maar is 'n agterwiel wat pap geword het, toe rylik so. Laat ek hom daarom voor. Jy het nou in daai agterkant glad nie eens 'n wiel nodig. Ek het eintlik nie 'n wiel nodig nie. En so gaan wikkel ons Potchefstroom in. Nou dis die peslikste ou plek vir 'n vreemdeling om te probeer deurry. Jy weet, ek het nou gedink 'n pad loop soos Keiserstraat aan Windhoek. Jy ry suid in en jy gaan noord uit. Dan Potch ry jou vas. In Kerkstraat begin oos en hy loop wes uit. Ja. Nou ja, ek en Beatrice en die Plymouth, ek het nog 'n hondhoek op die kar gehad. Ons wikkel Potchefstroom se inkompad hier diskant in. Maar toe sit laat, toe sleep ons ook al hier by 12:30 uur. Aan die ander kant uit. En ons ry nou nog so. Toe ek af van die teer af hier in die maanlig, want kyk ek het mos nou nie lig nie. Ek sit die lig aan. Ja, is nou grondpad. Ek dink nou ja, hulle is nou besig. En nee, hulle teer nog aan die nasionale pad natuurlik, dis wat ek dink. Nou ry ons op die grondpad aan, maar nou jy weet, daai Plymouth wikkel. En na ruk loop hy doodstil.
Ek voel hy trek nou half swaar en ek sit hom oor. En ek druk nou nog so 'n entjie vorentoe. En daar loop die Plymouth staan. En ek klim uit en toe ek uitklim, toe trap ek so diep in die modder. Ek vat. Nou vat ek die flits, nou loop soek ek die pad. Later kry ek die pad. Nou soek ek weer die Plymouth. Nou kom haal ek die Plymouth. En ek kom by die ou paadjie. Nou verdwaal ek nie, want nou het jy nog die dorp se ligte mos daar. Nou ry ons terug Potchefstroom toe. Ek sê vir my vrou, ek sê, jong nee, ons sal net daar, dan kry ons nou die regte pad. En ek loop maak daar 'n klomp draaie. En ek kry weer daar 'n straat met heller ligte. En ek vat die pad en na ruk op die sinkplaats. En ek ry aan en na rukkie trek die Plymouth swaarder en ek sit hom oor. En daar staan en ek klim uit. Trap weer in die modder. Toe is dit nou op 'n plek waar die pad nou draai sien. En is kaal, nou sien jy nie die pad. Ja. Ek sê nee, nou is ek te moeg, nou slaap ons. Nou lê my vrou op die bagasie, die is nou gepak tussen die voorkussing se leuning en die agterkussing. Sy lê daar op, maar ek lê hier op die voorkussing, maar daai kar was net so wyd geweest mos. Jy lê soos 'n naamtekening omtrent. Die ander dag môre toe bekyk ek die spul, toe ek nou in 'n gronddam van die inloop se kant af ingery. As ons 30 tree dieper gegaan het ek binne in die dam se water ingery wal toe. Maar in elk geval. Maar nou het ek met die ou blerrie Plymouth amper so lank vertel as wat ek gery het. Maar jy sê jy ry toe. Jy sê toe al jou tyres op net binne in pot. Ja, maar ek sê nog sê dis dat jy kan dankbaar wees Pieter as jy jou gevat het en net wag, laat ons nou liewer eers hierdie musiek kry, laat ons uit hierdie ding wegkom. Dit sal nou wees Nico vir Annetjie van Jan Pool. Ja.
lewe dwing jou om voortdurend te kies, met nog meer besluite en rigtings om elke hoek en draai. Maar as jy weet waarheen jy op pad is en hoe jy daar gaan kom, bestuur jy heel waarskynlik 'n Opel. Nights in white satin, never reaching the end. Nights in White Satin. 'n nuwe parfuum met meer as 'n tikkie romantiek. Nights in White Satin. 'n droom wat jou wegvoer. Maar Jan, ek weet ons moet nou afkom van julle karre af. Hy het net nou 'n lelike ding hier gesê. Jy het gesê jy was bo op die grens geweest. Net so een staaltjie van die grens vertel. Ek is nou offisier en ons moet nou, as daar nou iets gebeur, dan gaan ons nou uit om te gaan kyk as daar nou 'n landmyn is, dan moet die krale in die omgewing ook ondersoek word om te kyk of daar nie dalk terroriste nou in die krale is. Jong, en ons het 'n speel nog so brug te hoor ons daar gaan 'n landmyn af. Toe is dit nou een van ons voertuie en ons is daar op 'n ding. Nou jaag ons soontoe. Nou een ding in die army wat baie betyds is tee. Jou teetyd, tee kry jy 10 uur. En ongeag waar jy ook al is, jy kan regtig bo op 'n berg wat jy vir 8 dae lank geklim het. Dan kan jy daar sit en dan 10 uur dan sien jy net maak die bosse so. Dan stop daar een van die gladiator jeeps. Dan lei hulle net die teken af en dan is hulle weer weg. Maar in elk geval nou is ons jaag nou om te gaan kyk wat nou hier gebeur het. Toe staan die spookvoertuig wat nou die anti-mynvoertuig is. Sy een wiel is nou afgeskiet. En niemand mag nou afklim van die voertuig af nie, want daar kan nou anti-personeel myne wees. Nou jy sulke stokkies, sulke lang stokkies wat jy nou so moet steek soek, of soek steek. Nou loop jy, dan trek jy dit nou so in die grond in. In elk geval... Ja, die versoeking is geweldig. Ja, in elk geval. En nou loop... Die manne is nou sit die ouens en sê vir hulle mag nou nie afklim nie, hulle moet net kalm bly, daar nou niemand seer gekry nie. Net die ou wat die ding gery het, so oor het suis, verskriklik. Nou loop ons nou, die manne steek nou die stokkies so in die grond, en hier kom die bly tee. En die pos. Hulle sê, bos, is hier in die pos, is hier so die ouens gooi hulle soekstekers net daar weg. En hulle sit eers elkeen onder 'n boom, nou lees hulle briewe en drink koppie tee. Maar nou intussen het ek nou 'n squad, wat ek nou hardloop na een van die krale toe, om nou die kraal te gaan deursoek. Maar daar is geen mens in die kraal nie. Nou is dit so 10 troepe wat nou deur die kraal hardloop, en hulle kry een albino vrou binne in die kraal. En hulle het haar daar uit. Nou praat ek met haar, ek moet haar nou ondervra. Maar sy kan net Ovambo praat. En ek kan glad nie Ovambo praat nie. So ons twee verstaan mekaar glad nie. Verstaan? Nou vra ek vir haar in Afrikaans, en sy antwoord vir my, as sy my antwoord sy my in Ovambo. Maar is nie 'n antwoord op die vraag. Ja, glad nie, ons weet glad nie wat aangaan nie. Maar nou soek die troepe nog altyd deur die kraal. En hulle kry 'n silverblaar leesboek, 'n Afrikaanse silverblaar leesboek. En hierdie troep, maar hy is so opgewerk, want hier was nou 'n landmyn ontploffing, dis nou aksie. En daai manne is verskriklik opgewerk nou vir aksie, jy weet. En hy kom na my toe, hy sê vir my, kyk, hier is 'n Afrikaanse leesboek, sy moet mos kan Afrikaans praat. Hy vergeet nou heeltemal van die feit dat daar iemand anders ook in die kraal mag by. En ek vat die silverblaar boek so, maar nou staan die klomp manne so om my.
Nou moet ek hierdie vrou nou verder ondervra en hulle wag toe nou vir hierdie vraag, jy weet. En ek kyk haar so. Ek sê, luister. Kom eens die boekie oorgetrekkie. Nee, daar is die hele ding toe kalm. Toe lag die klomp so, toe loop ons nou maar daar so gesels. Nee, dit was so lekker. Daar was baie humor in daai oorlog gewees. Baie. Ja, die taal is ook interessant geweest. Is jammer, 'n mens kan nie meer al die ouens bymekaar kry en alles opteken, name, goed wat hulle gegee het nie. Maar daar op Stellenbosch, ek hoor die storie nou die dag, nou weer terug te gaan Stellenbosch toe. Van hierdie ou wat op 2 dae voor Valentynsdag. Toe sê sy meisie hom af en wragtig, hy kon dit nie hanteer nie. Dit was hom net te veel geweest. Toe besluit hy nou maar, hy gaan nou pille syp, laat hy nou maar sy eie lewe neem. En hy vat toe ook 'n klomp pille, maar nou syp hy die pille voor 'n klomp pelle, dat hulle hom kan keer, jy weet. Ja. En hulle trek hom toe nou daar vas en krap die pille uit sy mond uit. Dis in elk geval toe velpille of so iets, jy weet. Vreeslik ernstig. Maar die meisie het nog nie simpatie met hom nie, jy weet. En Valentynsdag kom al nader. En hy stap toe ook na haar toe, so volgende dag, en hy sê vir haar, luister so, ek gaan nou myself vermink. Laat jy, as jy my sien, altyd sal dink aan dit wat jy aan my gedoen het. Sy sê nou, wat gaan jy nou nogal met jouself maak? Hy sê, ek sal my bloody hande afkap met 'n byl. Sê, ek het 'n byl. Sy sê nou, maar hoe gaan jy jou, as jy jou ene hand nou afgekap het, waarmee gaan jy nou die byl vashou? Jou ander hand. Ja. Hy sê, o, jy wil dit nou prakties. Hy sê, nou gaan lê ek voor 'n trein laat hy my hande afring. En hy daar by Koelenhofstasie. Nou kyk, Koelenhofstasie is 'n snaakse stasie, daar is die hotel en die slaghuis, is alles sommer so omtrent op die stasie. Drankwinkel, alles daarby. Toe gaan lê hy nou daar so voor 'n trein, so op die spoor met sy hande nou so op die spoor. En die trein kom toe aan, maar nou die klomp staan nou sy meisie onder andere ook daar rond. Nou kyk hy vir hulle en hulle staan gesels met mekaar en hy sien hierdie klomp gaan glad niks doen om hom nou vragtig voor die trein weg te kry. En toe die trein daar nou bly nie naby is, toe kyk hy daar nou weer na hulle en hy sien hier is nog geen beweging van hulle kant af nie. En hy sien die trein is dan nou vragtig by hom. Toe lê hy so, toe die trein nou vragtig, die baie gevaarlik naby is, toe sê ek wil dit nie sien nie. Pieter, ja, dit lyk vir my ons kan seker hier so min of meer groetheid, né? Ek wil dit nie sien nie, maar dan sê ons Nico baie dankie vir jou bysyn hier by ons weer en laat dit goed gaan verder. Ek het nou gesê aan die begin, hier is die klein jong Nellietjie, is nou daarom al 'n ou man met grys hare eintlik al. Baie dankie dat jy gekom het en ons sê baie dankie vir die kykers wat met ons is, groetnis ook in elke huis. En dan sluit Nico vir ons af met Pondoland, wat van homself is.
please, no, man. Please, I'm 2 minutes over the time. Damn it, please, man. Hey, you know this? It's just It's just